Goeienaand en baie welkom, Woensdag die 15de Mei, ons Woensdag aand oordenking, soos wat ons daarin gewoond is, elke Woensdag aand. Ek hoop dat dit met almal heerlik goed gaan. Ons is besig met ons reeks uit die boek Psalms uit, en vanaand is ons dan by Psalm 119. Nou ja, almal weet, Psalm 119 is een van die langste, of nee, dit is die langste Psalm. En hierdie Psalm gaan dan oor die wil van die Here, oor die Here se wet en dies meer. In die aard van die saak gaan ons nie vanaand die hele Psalm kan deurgaan nie. Ons gaan so 'n bietjie 'n afgebakende deel na kyk. Maar voordat ons dan ook so die Psalm saam lees, kom ons vra na die Here, deur sy Gees ons ook hierdie Psalm mag oopmaak. Ons Vader Here, ons erken en ons aanbid U as ons enigste Vader, ons enigste Here wat oneindig goed is. En ook as ons vanaand hierdie Psalm deurlees en daaroor dink, dan is dit dalk konsepte wat vir ons moeilik is om te verstaan. En tog Here, is U die een wat U self in U woord vir ons openbaar. En dis waarvoor ons dan U ook wil bid. Dat U ook ons mag leer, mag lei, ook deur hierdie Psalm nader aan U trek. Ons bid dit, Here, in die wonderlike naam van Christus Jesus, U Seun. Amen. Nou ja, lees gerus saam met my Psalm 119, ons lees daarvan vers 57 tot en met 80. Ek het gesê, dis dan die psalmskrywer, dit is my lewe, Here, om U woord te gehoorsaam. Ek smeek U met my hele hart. Wees my genadig soos U beloof het. Ek het die koers van my lewe oordink en na U verordeninge teruggekeer. Ek talm nie. Ek haas my om U gebooie te onderhou. Die goddeloses wou my in hulle strikke kry, maar ek het U wet nie verontagsaam nie. Selfs in die middel van die nag staan ek op om U te loof vir U regverdige bepalings. Ek is 'n vriend van almal wat U dien en U bevele gehoorsaam. Die aarde is vol van U troue liefde, Here. Leer my U voorskrifte. U het aan my goed gedoen, Here, soos U beloof het. Gee my goeie insig en kennis, want ek stel my vertroue in U gebooie. Voordat ek swaar gekry het, het ek gedwaal, maar nou hou ek my aan U woord. U is goed en U doen goed. Leer my U voorskrifte. Hoogwaardige mense beswader my, maar ek voer U bevele uit met my hele hart. Hulle staan koud teenoor U wet, maar ek verlustig my daarin. Dit is my goed dat ek swaar gekry het, want daardeur het ek U voorskrifte geleer. U wet is my kosbaarder as 'n oorvloed van goud en silwer. Met U eie hande het U my gemaak, my gevorm. Gee my insig dat ek U gebooie kan verstaan. Die wat U dien is bly as hulle my sien, want ek vertrou op U woord. Ek weet, Here, dat U bepalings regverdig is. Dat U my laat swaar kry is 'n teken van U trou. Gee tog my uitkoms deur U troue liefde, soos U my beloof het. Ontferm U oor my, dat ek kan lewe, want ek verlustig my in U wet. Laat die hoogwaardige mense die slegste daarvan afkom, want hulle het my vals beskuldig. U bevele bly my altyd by. Laat die wat U dien en U verordeninge ken, aan my kant wees. Laat my volledig by U voorskrifte bly, sodat ek nooit raad op sal wees nie. Dit is interessant, hierdie Psalm, hy skryf 'n bietjie hierso ook oor die hele ding van swaar kry. En die swaar kry is 'n werklikheid wat ons nie kan wegwens nie. Alle mense kry op een of ander tyd, kry ons swaar gedurende ons lewe. Dit is so, ons swaar kry verskil ook maar van mens tot mens. Party word fisies siek of ly honger of word onderdruk. Ander kry geestelik swaar, hulle treur, hulle verlang, hulle word hartseer, hulle is bekommerd. En wanneer ons al hierdie dinge opnoem, dan weet ek en jy dat swaar kry word nie vir Christene vrygestel nie. Elkeen van ons kan in 'n minder of 'n meerdere mate onsself vereenselwig met swaar kry in die lewe. Dit was ook nie iets wat in die Bybelse tyd vreemd was nie. Ons lees van baie Bybelfigure met wie dit baie swaar gegaan het, ook met tye. Dink maar net aan Adam en Noag en Abraham, aan Isak, Jakob, Josef, Moses, Dawid, Job, so ook in die Nuwe Testament, Josef en Maria, Johannes die Doper, die disippels, Paulus. En dan natuurlik het Jesus Christus self ook swaar gekry. Van almal het hy die meeste swaar gekry, en dan veral ook aan die kruis. Met ander woorde, ons moet nooit in ons swaar kry dink ons is alleen, of dat ons uitgesonder word nie. Ons almal het 'n las, ons almal het 'n kruis wat ons moet dra. En boonop is dit iets wat universeel is aan die mensdom. Nou goed,
Wat swaar kry vir ons as Christene anders maak, is dat ons weet dat ook in ons swaar kry, is ons in die hand van die Here. En dit is ons troos, nee, dat nie net reën en vrugbare jare en voedsel en gesondheid en rykdom uit die Vaderhand uit toe kom nie, maar dat hy ook in sy alwysheid, en dit is 'n moeilike ding om altyd te beantwoord, hoekom? Maar dat die Here ook in sy grootheid toelaat, dat daar ook droogte en onvrugbare jare en siekte en dies meer is. So, daar's nie 'n ding soos toevalligheid nie. En die psalmdigter skryf hierdie waarheid in vers 75, wanneer hy die swaar kry aan die hand van die Here toeskryf, hy sê dat u my laat swaar kry het, is 'n teken van u trou. En dat die Here toegelaat het, sê hy, is 'n teken van die Here se trou. En dis 'n interessante stelling wat hy maak, om te sê, Here, ook in swaar kry weet ek, is u met my besig, en is goed om dit te weet. Die Here is nie met my klaar nie, hy laat my nie aan myself oor nie, hy is besig met ons te werk. En nou sê hy, dat die swaar kry in sy lewe is 'n teken van die Here se trou. Om dit anders te stel, swaar kry, so ervaar ons dit, voel ons is 'n teken van ontrou, na die Here ons oorgee, dat hy nie meer met ons is nie, dat hy toelaat dat al die lelike goeders met ons gebeur, asof hy ons vergeet het, asof hy ons nou op ons eie oorgee. En tog sê hy, nee, is 'n teken van die Here se trou, is juist 'n teken dat die Here nie ons vergeet het nie, dat hy met ons besig is, omdat hy wil hê ons moet groei. Nou, is ander beelde wat die Bybel gebruik van die teken van die Here se trou. Soos goud word ons gelouter. Nee, Jakobus sê, ag dit loutere vreugde. Nee, hy sê nie, wees masochisties en wees, laat sommer aspirus jouself swaar kry nie, dis nie wat hy sê nie. Hy sê, ag dit, met ander woorde, dink 'n bietjie anders oor die swaar kry in die lewe. Nee, want die gewer van alle goeie dinge is ook by magte om al die negatiewe dinge van die wêreld te neem en iets positiefs daar te laat kom. Nee, ons sê baie keer die Here kan reguit hou met 'n krom stok slaan. Ons lees ook in Romeine dat hy die vermoë het om uit klomp slegte dinge ook iets goeds te laat voorkom, dat hy dit te laat meewerk vir die wat hy lief het. Nie meewerk dat die Here al die drade by mekaar bring wat ons nie 'n vermoë het om by mekaar te kan bring nie. En dit maak 'n verskil in hoe ons swaar kry hanteer, om te weet, maar my Here is ook ten volle beheer van my swaar kry. Want swaar kry in 'n mens se hand ontaard dikwels in iets gruweliks. Nee, as ons dink aan mens swaar kry in mense se hande, dan dink ons aan dinge soos onderdruk en verneder en omlaag te maak. Dis woorde wat allerlei negatiewe reaksies by ons opbring. Ons weet watter swaar kry en dinge soos diskriminasie, ag noem maar op, watter effek dit op mense het. Maar in die hand van die Here kan hierdie swaar kry dan ook 'n positiewe betekenis hê. Dis wat Psalm 119 sê, dat dit ook 'n rede is om die Here voor te dank, en dis ook 'n merkwaardige stelling. Hy sê, dit is vir my goed dat ek swaar gekry het. Nou dit val nogals vreemd op die oor, nie waar nie? Want ons doen baie moeite en ons pomp baie geld in programme en dies meer om van swaar kry af weg te vlug. As ons siek is, dan wil ons tog gesond word en ons sal allerlei medikasie koop daarvoor. As ons hartseer is, wil ons vertroos word en ons sal mense gaan sien om ons te help daarmee. As ons honger is, wil ons kos gee. As iemand wat gesterf het, wil ons weer lewend hê. So dis nie 'n teenstrydigheid in die Bybel nie. Maar hoe kan hy sê dat ons swaar kry nodig het? Dit gaan weer eens nie oor selfpyniging nie. Dit gaan daaroor dat ons swaar kry nie noodwendig verband hou met dinge wat ons verkeerd doen nie. Nee, ons Here Jesus se koms na die aarde is juis om in ons plek swaar te kry, sodat ons las lig en ons juk sag mag wees. Hy genees siekes en hy vertroos wie hartseer is. Hy voed die hongeres en hy gee lewe aan dooies. So ons hoef nie vir swaar kry te gaan soek nie, dis nie waaroor dit gaan nie. Die swaar kry is daar as 'n algemene gebrokenheid in hierdie wêreld. Dis 'n feit. Maar dit gaan oor die feit dat die psalmskrywer sê dat binne in hierdie swaar kry het die Here in sy genade steeds met hom gewerk. Dat die Here die swaar kry in sy lewe as 'n instrument gebruik, dat hy iets daarmee wil bereik. Nou, in die Bybel word die sluier op verskillende plekke gelig
oor wat die Here se doel met swaar kry is. Net dat op verskillende maniere in die Bybel geantwoord op hierdie werklike komplekse vraag. Hy gebruik het om sy kinders te toets, om hulle te louter, om hulle nederig te maak, om hulle volharding te leer, om hulle tot bekering te bring, om die uitdra van die evangelie te bevorder. Ag, as 'n klomp hoeke in die Bybel wat hierdie saak belig. En ons kan uit die aard van die saak nie alles in een aand inwerk nie, maar kom ons bly net by ons teksgedeelte, nee, want uit Psalm 119 leer ons, hy sê, swaar kry is goed, want sê hy, daardeur het ek u voorskrifte geleer. Dat die Here die swaar kry in sy lewe gebruik het, om sy kind, die skrywers van Psalm 119 te leer, om gehoorsaam te wees aan sy wil. Dat swaar kry iets is wat die Here gebruik het, om hom terug te trek na die Here se woord, en die Here se wil toe. Hy sê, voordat ek swaar gekry het, het ek gedwaal. Net soos 'n skaap wat van 'n trop af wegdwaal, sy eie koers ingegaan, sy eie kop gevolg. Ek dink ek kan op my eie reg kom. Wees beter as die herder, ek sal vir myself sorg. En dis maar ons natuurlike toestand, is om te weet, of om te dink ons weet beter as die Here. Ons probeer ons eie stel reëls vir die lewe opstel. Ons is opstandig, ons is hardkoppig. En dan, as ons na onsself oorgelaat word, dan dwaal ons weg van die Here se woord af. Die Here se Bybel, die Bybel lê daar op die rak en hy vergader al hoe meer stof. Ons word al hoe meer ernstiger en besiger met ons eie dinge. En selfvertroue groei soos wat die finansiële state verbeter. En ons word slimmer want ons tegnologie word beter. En dan dwaal ons, en as die Here nie op 'n manier ingryp, gaan ons op die einde van die dag so ver afdwaal, nee, dat ons onsself in die verderf in beland. En dis hier waar die psalmskrywer dan sê, maar dis hoekom swaar kry nodig is. Dat op 'n dag dan kruis ons pad met swaar kry. Iets gebeur, nee, daar's klomp verskillende goeders wat dan met mense gebeur in ons lewe. 'n Verhouding wat faal, of ek verloor my werk, of wat ook al, ek word beseer, of ek is in 'n motorongeluk, of daar's 'n klomp dinge wat voel ek gaan nou struikel. En dan is die logiese vraag, maar hoekom doen die Here dit? Môre is ek op pad en waar is die Here in al die dinge en wat is hy besig om vir my te sê? En dan is ons ervaring van dit wat gebeur is dan negatief. Nee, ons wil dit nie hê nie. Ons voel die Here is onregverdig. Terwyl hierdie Psalm sê, nee, die Here wil ons leer wat sy voorskrifte is. Hy wil ons terugbring na sy weg en sy waarheid toe wat lei tot die ewige lewe. Die Here gebruik dit ook tot ons beswil. Want wat help dit wanneer ons in hierdie lewe niks swaar kry nie en dan werklik swaar kry tot aan alle ewigheid? Dan help dit mos nie. Eerder 'n bietjie swaar kry nou wat my op 'n punt bring dat ek by die Here bly, dat ek my eie nederigheid besef, my afhanklikheid besef, as om tot aan alle ewigheid verlore te gaan. Jesus gebruik 'n beeld, hy sê as jou oog jou laat struikel, ruk hom uit en gooi hom weg. En natuurlik bedoel Jesus dit nie letterlik nie, maar hy bedoel daai goeders in jou lewe, en as die Here ons moet help om die goeders in ons lewe uit te haal wat ons laat struikel, dan is dit mos goed. Dan is dit goed dat die Here my terugbring na sy woord toe. Dan is dit goed as die Here ook swaar kry toelaat, dat ek net weer kan besef wie en wat ek is, en wat my plek is, in terme van my verhouding met die Here. En dis hoekom ons dan ook dankbaar kan wees na die Here swaar kry gebruik. Nou verseker is swaar kry nie lekker nie. Maar na die Here die vermoë het, om ook die seer en die lelike tot my beswil te gebruik. En dat ek eendag tog ook sal sien, hoe die Here ook in dit alles, nie die beste vir ons wou hê. En dan kan ons saam met die digter van Psalm 119 sê, dit is my goed dat ek swaar gekry het, want daardeur het ek u voorskrifte geleer. Nou ja, natuurlik is dit glad nie 'n maklike ding nie. Nee, ek dink nie die psalmdigter maak dit hoegenaamd oorvereenvoudig nie. Die swaar kry, die moeilik van dit is werklik, en mens kan sien, hy worstel nog, want hy het nog steeds die mense wat teen hom is, en dis meer, en hy wens hulle sommer dat hom slegte dinge ook toe. Hy is nog steeds besig om die pad met die Here te stap, en te leer, en te groei. Soos 'n vader soms nodig het, om sy kind te leer om hom gehoorsaam te wees. So kan ons Vader ook die swaar kry gebruik om ons te leer. So wanneer ons swaar kry, dan is die vraag wat ons onsself kan afvra, is die Here nie dalk net besig om my bietjie nader aan hom te trek nie? Is die Here nie besig om vir my op te roep om te sê,
Maak nie saak wat die omstandighede is nie. Bly gehoorsaam, bly by my woord. Moenie jou ankers weggooi nie. Want op die einde van die dag is dit tog die enigste plek waar daar regtig troos en vrede en genade is. Amen. Kom ons bid saam. Here, as ons hierdie woorde lees in Psalm 119, dan is dit iets waarmee ons regtig worstel. Want ons hou nie van swaar kry nie. Dis nie vir ons lekker nie. Ja, dis nie vir ons lekker om te sukkel nie. Dis nie vir ons lekker om hartseer te wees en in toestande te wees waar ons regtig nie weet wat uitkoms daar is nie. En daarom is ons gebed, o Vader, dat U ook hierdie woorde van Psalm 119 in ons harte laat insink. Dat ons ook op 'n punt kan kom om te sê, Here, maar leer ons U voorskrifte, want om aan U gehoorsaam te wees, is die beste manier van lewe wat daar is. Ja, want U is ons Here en ons herder. U is die een wat werklik weet wat ons nodig het, sodat ons ook in 'n diep afhanklike, liefdevolle verhouding met U kan lewe. Amen. Ek hoop julle het 'n mooi en rustige aand verder en baie liefde en vreugde. Groetnis.